Hi, I'm JC. And I'm Adele. And this is the day in the life of a Globetrotter. In Afrikaans. Yes. Wat ek nogal van Afrikaans hou meer as Nederlands is natuurlijk die feit dat Afrikaans baie meer eenvoudig is as Nederlands. Daar was inteendeel 'n paar Nederlanders wat al vir my gesê het dat Nederlands 'n moeilike taal is en dit is so, want daar is die teenwoordige en verlede tyd, dan is daar meervoud en enkelvoud van werkwoorde, al sinstrukture is partykeer heel wat anderste. Klein goedjies soos byvoorbeeld wil, kan, moes, dit is alles werkwoorde in Nederlands. Soos waar jy in Afrikaans byvoorbeeld sal sê, ek wil 'n koffie hê, is dit in Nederlands, ek wil 'n koffie. En wil is die werkwoord. So daar's ons klein goedjies wat ek dink dit is seker maar omdat ons so groot geword het en gewoontes daaraan of iets, maar ja, dit is nogal moeiliker om Nederlands te leer, so ek mis nogal die eenvoud van Afrikaans. Ja, en soos jy weet, met die kultuur ook, jy weet, sal ek sê, speel Afrikaans 'n groot rol. En in hoe ons groot geword het en ook in ons alledaagse lewe in Suid-Afrika, waarin ons gewoond geraak het, die klein goedjies, jy weet, wat jy sal doen deur jou dag tot dag se lewe. En jy weet, jy kom dit eintlik nie eens agter op 'n kol nie. Jy weet, jy vat dit for granted, as ek dit so kan stel. Jy gaan en jy weet, hier kan ek byvoorbeeld nie vir my buurman gaan sê, jy weet, o ja, yes, dis lekker man, jy weet, dit is lekker. Ek kan, jy weet, en jy weet, soos as jy met mekaar praat en so aan, en jy sê, jy weet, en jy sê, o regtig, jy weet, sulke klein goedjies, wat jy wel kry in Nederlands, maar dit is net natuurlik anders, jy weet, die kultuur is anders, en jy weet, so is dit ook heel verskillend van Afrikaans in daai opsig, met die kultuur, en nie die taal en die struktuur daarvan as sulks. So ja, ek dink ook, jy weet, daar's 'n groot gees wanneer dit kom met Afrikaans, jy weet, sport is 'n groot voorbeeld natuurlik. Daar's baie sulke goedjies van, jy weet, wanneer jy die taal gebruik en jy doen die aktiwiteit waar dit net so mooi saamkom by mekaar, en daar's 'n sekere gees wat dit aanbetref, as ek dit so kan stel. Dis al maniere hoe ek dit kan beskryf eintlik. Afrikaans het 'n groot gees agter dit, en die kultuur daarvan is iets wat jy net, soos met enige ander kultuur, net een plek op die aarde kry, en ja, dit is een dingetjie wat ons definitief na verlang. Maar soos wat ons kommunikeer met ons familie en so, en gelukkig vandag bestaan daar goedjies wat ons, jy weet, soos tegnologie soos WhatsApp en video calls en so aan, en dan kry ons 'n bietjie meer van daai kultuur weer terug, en daar, jy weet, daar staan 'n klompie Afrikaners in Nederland ook, so dit maak dit ook baie makliker om, jy weet, 'n bietjie van jou kultuur weer terug te kry. So, ja. So, vir ons as Afrikaanssprekendes het dit definitief baie gehelp om Afrikaans te wees en in dieselfde tyd Nederlands te leer. Omdat Afrikaans is een van die Germaanse tale in die wêreld, so daarom is dit verskriklik naby aan Nederlands. Baie woorde is eeners, eintlik meeste van die woorde is eeners, maar wat verskriklik baie help is om aan die begin die Nederlandse taal die reëls te leer, soos ek ben, jy bent, maar jullie zijn. So dit is nie alles net is nie. Sulke tipe goeders, as 'n mens dit net leer, en ook soos hulle het goeders oor verlede tyd en teenwoordige tyd en al die goeders, as jy dit leer, dan maak dit baie makliker om van Afrikaans af oor te gaan Nederlands toe. Daar was 'n paar goedjies wat nog moeilik was aan die begin om af te leer, toe ons Nederlands gepraat het. So, soos wat ek van tevore gesê het, van die reëls wat jy moet ken, nie alles is nie. Ek is, jy is, hulle is. Jy moet leer dat dit is ek ben, jy bent, hy is, jullie zijn. So, dit is nogal moeilik aan die begin om nie te sê julle is nie. So, anders kan jy sien, daar is net so 'n bietjie van 'n verwarring in die Nederlanders se gesig as jy met hulle gesels. So, die ander ding wat ons ook moet afleer is, goedjies is wat ons op autopilot doen, so te sê, soos in plaas van ek, moet jy sê ek.
In plaas van die, moet jy sê de. En in plaas van dit, moet jy sê het. So, en dit is goeie wat jy nou van kleins af in jou kop het, wat jy aangeleer het en outomaties doen, wat jy nou ewe skielik af moet leer, maar na rukkie dan kom dit nog wel reg. Ja, en jy weet, daar so quickies soos byvoorbeeld, as 'n Suid-Afrikaner of Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner, is dit gaan jou brein gaan weer terug na daai autopilot mode, as ek dit so kan stel, en dan goedjies is baie, jy weet, as jy praat van, jy weet, ek het baie melk in die yskas, vir 'n Nederlander, hulle verstaan dit nie regtig nie, dis nie eintlik, baie is nie 'n woord nie, hulle kan konnekteer wat jy sê, maar, jy weet, hulle sal meer sê, soos, jy weet, is veel, melk in die koelkas, jy weet, so vir die woordjie veel, jy weet, is iets wat ek agterkom met Suid-Afrikaners, sukkel meer, jy weet, dis 'n maklike woordjie, maar die autopilot ding vir ons is nogal 'n storie. Ja, daar's taamlik 'n paar woordjies in Afrikaans wat 'n mens kry, maar anders is dit, jy weet, met die klasse, en soos wat jy praat met jou kollegas, en net in die samelewing, met mense gesels, kom jy baie vinnig agter wat die probleem is, of veel vinnig agter wat die regte woorde moet wees. So ja, dis maar alles deel van tyd waar jy hierdie goedjies baas raak. Wat ons mis om te sê in Afrikaans, wat hulle regtig nie verstaan nie so in Nederland nie, is woordjies soos braai. Daai is nou maar net pure Suid-Afrikaans. Hulle verwys na dit as barbecue. So eenvoudig soos dit. Hulle sal nooit verstaan as jy vir hulle sê wat 'n braai is of 'n sokkie is nie. En die ander ding is, ek dink, klein slagspreekies, so wat ons gebruik in Afrikaans. Naaidag het ons ook nog 'n baie blank gesigsuitdrukking gekry van iemand wat ons gesê het, ons raak dit baas. En hulle het nie verstaan wat ons bedoel nie, so jy moet maar versigtig wees met die slagspreuke wat jy hierso gebruik. Ja, en ek bedoel, jy weet, een van die woordjies wat ek natuurlik mis is die woordjie lekker. Ja, lekker. En jy weet, ons gebruik dit as Suid-Afrikaners, jy weet, as Suid-Afrikaners in die Suid-Afrikaanse kultuur, ek dink almal weet waarvan jy praat as jy sê, ja, dis lekker. Jy weet, iets is lekker, jy weet, hoe gaan dit lekker? Dis lekker vir omtrent alles. Jy weet, so, en in Nederland, ja, jy weet, hier in Nederland gebruik ons ook die woord lekker, maar spesifiek om te verwys na kos, want in die Nederlandse taal verwys die woord lekker meer na iets soos tasty, jy weet, soos, jy weet, dit smaak lekker, jy weet, dit is heeltemal reg om dit so te gebruik, maar jy kan nie vir iemand sê dit gaan lekker met jou nie, want dit beteken dan in daai konteks soos, jy weet, dit gaan tasty, dit gaan smaaklik met jou, jy weet, in so 'n manier, jy weet, nou nie presies nie, maar ja, dit is ongeveer meer, hoe kan ek dit stel, dit is 'n bietjie nader aan kos verwys, so, en is dieselfde met mense, as jy byvoorbeeld verwys na mense, en jy sê, ja, jy weet, hoe is jou baas? My baas is lekker, nee, jy kan dit nie sê nie, want, jy weet, dit beteken, jy weet, your boss is tasty, so te sê, en jy weet, dit kan baie verkeerd opgevat word, en jy weet, jy mag dalk jy weet, 'n brief in die pos kry, jy weet, van iemand wat dalk dit verkeerd opgevat het, jy weet, of so, maar ja, een van die goedjies wat ek definitief mis om te sê, ja. 'n ander ding wat ek ook sal sê, wat mense nogal mis, en wat ek maar net by die huis as 'n grap gebruik, is die woord, hoe ons Suid-Afrikaners die woord nou gebruik. So, ek sal dit nou doen, ek sal dit nou doen, ek sal dit net nou doen. So, daar's baie maniere wat die Suid-Afrikaners die woord nou gebruik, wat jy eers besef, wanneer jy in Nederland kom, daar is nie so iets soos, ek sal dit nou doen nie. Dit is liewer so van, ek sal dit straks doen. So, ja, nou is ongelukkig ook uit.